En die toestand by die Rietvlei Dam is weer in die soeklig. Tydens 'n oorsigbesoek op 14 November het die VF+ die omvang van rioolbesoedeling eerstehands gesien en plaaslike inwoners meld selfs dooie visse en ander tekens dat die waterkwaliteit vinnig agteruitgaan. En die party dring nou by die Tshwane Metro aan op onmiddellike ingryping en 'n taakspan om die herstelwerk te versnel. Ek sluit nou telefonies aan by Dian Harmse, die VF+ raadslid in die Tshwane Metro Raad, wat hier met ons gaan gesels oor hierdie belangrike kwessie. Dian, welkom by die program. Goeiemiddag Antoine en goeiemiddag ook aan die luisteraars. Dian, hoe het julle oorsigbesoek op 14 November afgeloop? Wel, ons het redelik vroeg daar opgedaag by die dam self om te kyk wat gaan self daar aan. Ek was seker so 6 maande terug by die dam self gewees, so ons het gedink laat ons maar self gaan sien wat daar so by die dam aangaan. Na ons klagtes van inwoners gekry het. Ons het by die inloop van die rivier in die dam in self gaan kyk en ons het onder andere bevind dat daar wit skuim bo op die rivier is. Nou dit is 'n duidelike teken van besoedeling. Daar was ook 'n redelike stank by die inloop van die dam self. En rondom die dam by die stilstaande water is daar ook redelike baie alg wat ook dui op rioolbesoedeling. Nou, die afgelope reëns, ons is nou in 'n baie intense reën tydperk die afgelope paar dae, sedert die 14de, dis nou wat, 3 dae terug. Ek neem aan as die Tshwane Metro nou mense stuur, dan is al daai goeders weggespoel. Maar dit is 'n konsekwente of konstante probleem. So, wanneer die reën nou ophou, dan gaan dit weer intensifiseer, as ek dit nie mis het. En die goed spoel maar weg, nê? Nee, dis korrek. En ek moet sê, van die tyd wat ons die klagte gekry het en toe ons by die dam aangekom het, was die kondisie selfs al beter. Maar dit is tereg wat jy gesê het, die kondisie gaan heel waarskynlik weer versleg en dit gaan 'n aanhoudende probleem wees. So kom ons smoor daai probleem nou al in die kiem, as wat ons langer wag tot daar weer so opvlam situasie is. Nou, wat sien julle as die hoofoorsake vir hierdie probleem? Wel, die hoofoorsake is ongelukkig stroom op in die Ekurhuleni Metro. Dit is hoekom ons ook vir die voorsitter van die provinsiale wetgewer van die oorsigkomitee van omgewingsake en landbou geskryf het, sodat hulle ook oorsig kan doen. Ons sal sien dat stroom op daar rioolwerke van die Ekurhuleni Metro is en ook stroom op is daar geweldige klomp informele nedersettings. So ons vermoed dit is waar die probleem vandaan kom. Is ek reg as ek sê dat hierdie is deel van daai voeraar vir die Centurion Meer? Dit is korrek, ja. Jy is 100% korrek. Dit loop op die ou einde van die dag in die Henopsrivier in en dit is die Henopse wat deur die Centurion Meer loop. En ons almal weet hoe stink dit daar. Korrek. So mens kan net dink. Is daar al enige terugvoer na afloop van die briewe wat jy aan die burgemeester en die stadsbestuurder gestuur het? Wel, op hierdie stadium geen. Ek het wel terugvoer gekry van die oorsigkomitee voorsitter op die Gauteng wetgewer. Hulle het vir my laat weet dat hulle wel oorsig besoek op hulle agenda sal plaas. Maar van die burgemeester en van die stadsbestuurder se kant af het ek tot op hede nog geen reaksie ontvang nie. Dian, die dam was oorspronklik 'n bron van drinkwater vir Pretoria. Is swak instandhouding die enigste oorsaak vir die agteruitgang? Is daar ander bronne wat die Tshwane Metro byvoorbeeld nie sal beheer oor hê nie? Miskien industriële besoedeling ensovoorts? Of moet hulle juis ook daaroor beheer hê, stroom op? Wel, die Tshwane Metro moet die burgemeester onder andere sal moet gaan sit om die tafel met hulle kollegas van onder andere die Ekurhuleni Metro en sien hoe hulle hierdie probleme kan oplos. Dit is baie maklik om skouers op te trek en te sê wel, die probleem lê nie by ons nie, maar
mens sal daai samewerking moet kry van die ander kant af, en dit is reg gesê dat daar onlangs nie meer regte geld spandeer word op die dam se instandhouding self nie. Ons weet die metro spog met 'n befondste begroting, maar onder andere een van die oorverblindery is om op goed soos hierdie instandhouding geld te spaar. So ja. Het julle enige kennis of inligting oor hoe dit die grondwater beïnvloed in die gebied? Ek dink nou in terme van boorgate ensovoorts vir mense. Op hierdie stadium sal ek nie sê ons het spesifieke kennis daarvan nie, of in diepte kennis nou daarvan nie. Ons sal moet gaan inkyk in die probleem, insig kry in die probleem ook, deur kenners, want ongelukkig is ons politici en nie kenners nie, so ons sal moet ingelig word oor daai probleem ook, maar ek is redelik seker dat dit ook 'n invloed op die grondwater sal hê. Wel, ek dink die feit dat die Menseregtekommissie die metro reeds skuldig bevind het aan swak instandhouding van afvalwateraanlegte is 'n teken dat ons 'n groot probleem het. Hoekom dink jy is hulle so traag? Wel, ek dink die hoofrede vir die traagheid is befondsing. Soos ek gesê het, hulle spog met 'n befondste begroting, maar sny befondsing op byvoorbeeld die onderhoud van hierdie byvoorbeeld die dam self. So dit is waar die probleem inkom, is hoofsaaklik befondsing. Dis waar die traagheid lê, befondsing en natuurlik onbevoegde kontrakteurs. Nou Dian, as hulle nou nie reageer nie, wat is die volgende stappe? Het julle 'n plan uitgewerk? Wel, ons sal nou eers moet kyk en kyk of ons met 'n reaksie van die burgemeester en die stadsbestuurder afkom. Indien hulle te lank vat, sal ons moet kyk na ander stappe, moontlike kriminele klag, moontlike klag by die groen skerpioene, maar op hierdie stadium sal ons nog wag vir 'n antwoord van die burgemeester af en die stadsbestuurder af, en dan sal ons sien waarvan af gaan ons van daar af. Dian, baie dankie vir jou tyd en vir die insig, en ons sien uit om te hoor wat julle reg kry en of die metroraad reageer. Baie dankie Antoine, ek waardeer. Dankie Dian. Dit is Dian Harmse, hy is die VF+ raadslid in die Tshwane Metro Raad, wat my gesels het oor die toestand by die Rietvlei Dam, wat die afgelope tyd weer onder die soeklig gekom het. En tydens 'n oorsigbesoek op die 14de November het die VF+ die omvang van rioolbesoedeling eerstehands gesien. En plaaslike inwoners meld selfs dooie visse en ander tekens dat die waterkwaliteit vinnig agteruit gaan.